Pierre Slabbert van Instacom kuier vanoggend by ons en vanoggend gesels ons juis oor 'n besigheidsintelligensie. Goeiemôre Pierre. Môre Jennifer, môre Pierre. Môre Pierre. Voordat ons gesels oor besigheidsintelligensie, ek sien jy het jou bokdraai aan reg vir die naweek? Absoluut, ja, ons is daar om hulle te ondersteun en ons sien uit na 'n goeie resultaat. Ja, saai, ek hou van die positiwiteit. Pierre, kom ons gesels oor besigheidsintelligensie. Hoe verander besigheidsintelligensie die manier waarop besighede in Suid-Afrika hulle besluite neem, veral as dit kom by sekuriteit en mynbou? Jong, ek dink dit is die buzzwoord daar buite is besigheidsintelligensie. En dit gaan maar oor eerstens jy moet data kan versamel. Dit is belangrik om jou data te versamel en dan ook in werklike tyd dit te doen, want op die einde van die dag wil jy seker maak dat jy baie vinniger op goed reageer. En dan om voorspellend op te tree uit jou data uit. Want hoe meer voorspel, hoe meer jy die toekoms kan voorspel, hoe beter kan jy beplan en beter kan jy bestuur. Nou, jy het gesê in die mynwese en sekuriteit. Kom ons begin eers dalk in sekuriteit. In sekuriteit gaan dit oor jou misdaaddata. Hoe bestuur ek my misdaaddata daar buite? Ook is ek operasioneel doeltreffend as 'n sekuriteitsmaatskappy. Ja. Dan uit jou besigheidsintelligensie kry jy ook baie gedrag uit jou kliënte uit eintlik, want nou kan jy gaan sien en sorteer, is hierdie kliënte gewapende reaksiekliënt? Is dit 'n CCTV kliënt? Is dit dalk 'n kliënt wat beide doen? Mense sal nie weet nie, maar die data en die intelligensie gaan dit vir jou gee. En dan kom dit terug by daai voorspelbare risikobestuur binne in sekuriteit, want jy moet die risikobestuur van jou kliënt. In jou mynwese gaan dit meer oor optimalisering van jou produksie, want in mynwese gaan dit net oor produksie. En dan ook in die mynwese self, ek dink is dit belangrik dat 'n ou moet gaan kyk na die jou sigbaarheid van jou voorsieningsbestuur. Dit beteken eintlik maar om 'n mynwese uitvoer. Wat is jou uitvoerprosesse en jou besigheidsintelligensie help met dit? En dan ook in jou gesondheid en veiligheid in die mynwese is baie belangrik. Wanneer gebeur ongelukke? Hoe gereeld gebeur ongelukke? En wat word gedoen deur die voorspelling om te voorkom dat hierdie ongelukke meer gereeld gebeur? So dis maar in die twee industrieë waar dit 'n rol speel. Dis 'n ontsettende hoeveelheid data wat 'n mens moet verwerk, moet inneem. En soos jy sê dan die vermoë met te verwerk om eintlik voortydig op te tree en vooruit te kan sien wat kan gebeur, amper te voorspel wat jy kan verwag in jou besigheid. Maar dan moet tog seker 'n groot uitdagings wees. Ek bedoel, dis nie elke besigheid, klein besigheid wat dit kan doen nie, wat dit kan verwerk nie. Wat se uitdagings is daar vir mense, vir maatskappye spesifiek wat besigheidsintelligensie moet toepas? Ja, ek dink as 'n ou gaan kyk na die uitdagings, daar's 'n magdom. Maar ek het so 'n paar opgesom vir ons om vanoggend net vinnig oor te praat. Die eerste een is hoe jou data moet eerstens akkuraat wees. Andersins as jy onakkurate data, wat help dit jy doen wat jy doen? En saam met dit is dit maar die kwaliteit van die data. Nou in die agtergrond waar meer jou IT ouens rondbeweeg en wat in die, kom ons noem dit die back-end gebeur, is dit die ELT-model, die ETL-model wat gevolg word. So in Engels sal dit beteken, die E staan vir extract data, die T is vir die transformering van die data, en die L is dan weer vir die oplaai van die data, die loading. Want jy wil seker maak, daai data wat jy trek, maak jy mooi skoon, jy sorteer dit oordentlik, want op die einde van die dag as jy dan nou weer terugbring in jou stelsel is, moet al die, kom ons sê die foute, die duplikasies, die tekortkominge in die data moet aangespreek word. So, dis 'n massiewe uitdaging, en daai is ure, dis geld, dit is baie meer omvattend as ons maak gou die probleem reg. Sal enige IT-departement ore aan sit? Ja, dit is hoekom hulle maar 'n uitdaging het elke liewe dag. Ek dink ook, as jy kyk na die integrasie, jy moet met baie stelsels integreer. En sekere stelsels laat jou toe, en gaan jou toelaat, maar sekere stelsels gaan dit weer nie toelaat nie. En daar gaan dit om, ook maar kubersekuriteit, dit gaan oor jou POPIA. So, jy kan ook nie net daar rond beweeg met data soos jy wil nie. Daar's sekere regulasies en wetgewing wat jou dryf in dit. So, dis maar net 'n paar. Daar's 'n magdom aan uitdagings, maar ek dink daai is hoofsaaklik maar jou dag tot dag wat elke dag 'n uitdaging gaan bly. Nou, Instacom het sy eie besigheidsintelligensie vermoëns ontwikkel. Kan jy verduidelik hoe Instacom se besigheidsintelligensie kliënte die sekuriteits- en mynbedrywe help? Ja, ek dink om my eerste vraagie van jou weer te beantwoord, ek dink dat ons baie in die sekuriteit het ons toestelle
en ons het al vroeër hieroor gepraat in vorige sessies, is jou IoT toestelle wat jy gebruik, want dit is eintlik maar jou voertuig om die data in te win, om dan op die einde van die dag vir jou in staat te stel om dit beter te bestuur en beter te beplan. En soos ek nou gesê het, in die sekuriteitsbedryf is dit maar om misdaad, tendense, afwykings en goed beter te bestuur, jou kliënte beter te bestaan. In die myne is dit weer eens optimalisering van produksie, die regulasies en die wette binne in wetgewing, in die myne met veiligheid en gesondheid beter te bestuur. Maar ons stelsel is 'n allesomvattende stelsel. In Engels gaan jy sê end-to-end. Ja. Want ons het verskillende platforms, soos jou PTT, jou petrollies, maar jou petrollie word 'n taakfunksie binne in 'n myn of in 'n verwerkingsbedryf waar die personeel het sekere take moet verrig. En dan gaan kyk jy ook na jou toegangsbeheer, jy gaan kyk na jou betalingsstelsels en die inklok en uitklok, maar om dit so omvattend is, bring dit ons na een betroubare bron toe, en daai bron gaan deur na jou besigheidsintelligensie wat verwerk word. Waar daar buite het jy meer, die algemene is, daar's verskillende platforms vir elke ding. Hier moet ek sorteer, hier moet ek ontleed, en dit is nie op daai een platform waar alles gebeur nie, en ek dink dis waar die groot verskil in. Nou, hoe integreer julle by Instacom daai platforms? Want integrasie is tog op die einde die belangrikste. Dit help nie uit verskillende bronne met verskillende basisse en hulle kan nie met mekaar praat nie. Kom ek gee vir julle 'n baie eenvoudige vergelyking. In die mynwese, onthou, in die mynwese oor jare het baie stelsels, baie prosesse homself al so gesement, dat as ons betrokke raak, moet ons letterlik daar gaan sit en elke afdeling gaan afbreek in die detail van die detail om te verstaan, wat is die werksvloei? Wie is waar met wat betrokke? Hoekom is hy met dit betrokke? Wat is die doel van die betrokkenheid tot die taak om 'n resultaat te gee? En dan moet ons by hulle ook verstaan op die myn, wat se huidige stelsels gebruik jy? Nou die logiese wat gebruik word is wat ons noem API's. Nou die maklikste vir die leek daar buite te verduidelik wat se API gedeelte van die back-end daarvan is, jy push, jy stoot data en aan die ander kant trek jy die data. So die een stelsel gaan die data-informasie stoot na die ander stelsel toe wat dit intrek, verwerk, ontleed en vir jou dan akkuraatheid gee. So dis 'n lywige, in ons verkoopsiklus, is dit 'n baie lywige verkoopsiklus want julle kan dink omrede ons, dis 'n oplossing wat jy bied. Dis nie 'n box drop nie. Ek gee nie 'n foon af en jy gebruik jou foon en dan gaan jy voort nie. Dit moet gebou word, dit moet verander word. En van dit kan maande neem voor jy by jou eindproduk tot jare neem om by jou eindproduk te kom, om op die einde van die dag jou eindresultaat vir jou te gee. Maar julle werk nou saam met hierdie besighede om seker te maak hulle kry die regte oplossing. Absoluut. En dit is, kyk, ons is baie bevoorreg om in die binneshuis het ons ontwikkelaars, ons het coders en ouens wat die taal skryf en ontwikkel. En dit maak 'n groot verskil wanneer is in-huis. Dis nie iets wat ons by 'n derde party moet gaan haal en voorbetaal wat kostes opstoot verder, implementeringsuitdagings daar bied nie. Dis in-huis. Dis nou data ook meer veilig. Die integriteit van die data is totaal en al waaroor dit gaan. Want dis wat jy wil verseker, is daai integriteit. En omrede dit in-huis is, personeel wat ons bedryf ken, ons produkte ken, ons modules ken, is dit soveel makliker om te bestuur, want dis 'n dag tot dag alledaags vir hulle. Weer so in 30 sekondes, as ons kyk na die toekoms. Net 30. Hoe beplan julle om Instacom uit te brei? As ons kyk veral na besigheidsintelligensie, julle aanbod reg oor Afrika. Kyk, dis nou my uitdaging, want ek is aan die hoof van die verkope. So ek is daai ou wat die ontwikkelaars en die produkouens nie baie van hou nie, want ek verkoop wat nog nie daar is nie. Maar dit is wat dit goed maak, want dis al hoe ons groei. Dis al hoe ons onsself op plekke kry wat ons hoor moet gebeur, maar nog nie daar is nie en moet skep. So ek dink huidiglik in Instacom, om jou vraag te antwoord, is ons is baie werksmag en werksvloei georiënteerd. Maar ons moet nie sistemiese kant beginne bykry. Om 'n vinnige voorbeeld te gee, sit jouself in 'n hawe. Hawe het krane wat werk is in blokke en areas. Nou breek daai kraan. Ons kan dit nie noodwendig met wat ons nou doen
bestuur of hanteer nie. Ja. Maar as ons sensors inbring wat die sistemiese meganiese kant monitor, wat notifikasies stuur, kan die werker uitgaan, die werker kan sy taak saambring en dit raak dan nou nog meer allesomvattend. So, om vanaf vir jou te sê, ek dink dis waar ons toekoms verder vorentoe gaan uitbrei is in die sistemiese kant en met wie ons hande gevat om die sistemiese meganiese kant na die werker in die proses toe te bring. Ons kan nie wag om te sien wat julle ook doen in die toekoms nie. Dit klink baie opwindend en dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie en go Bokke. Dis hy. Vir meer inligting besoek insekamp.co.za. Dit is Piers Labbert en bly net waar jy is. Ons is nou weer terug.